Goeiedag, ek is Carly. Vandag nooi Jesus ons om op 'n ander manier kwaad te raak. Vandag gesels ons oor iets wat vreemd op die oor klink. Jesus se woorde dat ons die ander wang moet draai. Wat beteken dit regtig om so te leef sonder om jou waardigheid prys te gee? Het jy al gesien hoe kinders op die speelgrond beklei? Een stoot die ander een en dan moet daar natuurlik teruggestoot word en voordat jy jou oë uitvee is almal se wange rooi en die trane loop. Ons leer natuurlik van kleins af, as iemand jou seermaak, moet jy terugbeklei. Maar toe kom Jesus en hy sê in sy bergpredikasie iets wat alles op sy kop draai. In Matteus 5 vers 39, maar ek sê vir julle moet julle nie teen 'n kwaadwillige mens verset nie. As iemand jou op die regterwang slaan, draai dan ook die ander wang na hom toe. Nou in die antieke wêreld was dit nie sommer 'n vuishou soos ons dit ken nie. Om iemand op die regterwang te slaan was gewoonlik met die agterkant van jou regterhand, wat dan uiteindelik 'n manier was om iemand te verneder en om jou meerderwaardigheid te wys, vir jou aansien om weer op te bou. Nou, vir jou om weer iemand te verneder, draai jy dan, as jy die linkerwang dan weer ook draai, beteken dit dat iemand met hulle nie dominante hand, hulle linkerhand, dan ook moet slaan, wat daai persoon verneder. Maar dit is 'n ander manier van optree as waarin ons gewoond is, soos dit wat ons in ons kinderdae geleer het, jy moet terugbeklei. Jesus sê nie, laat mense net oor jou loop nie, deur die ander wang te draai nie. Hy sê, wees so vry dat jy selfs in die vernedering nie jou identiteit laat steel nie. Die Griekse woord vir om jou te verset of teen te staan wat hier gebruik word is amphistemi. Dit beteken letterlik om weerstand te bied, om terug te staan teen. Jesus se punt is, ons weerstand is nie om terug te slaan nie, maar om anders te reageer. Hy nooi ons na 'n ander soort moed. Die moed om nie die siklus van geweld aan die gang te hou nie. Ek dink aan Martin Luther King Jr. wat gesê het, geweld kan nooit vrede bring nie. Net liefde kan dit doen. Dis presies Jesus se punt, om die ander wang te draai, is nie swakheid nie. Dit is die sterkste vorm van moed, om nie toe te laat dat haat jou lewe oorheers nie. So dink vandag hieroor. As jy kies om nie soos normaal kwaad met kwaad te vergeld nie, dit mense verras uiteindelik en selfs ontwapen. Dit is die krag van Jesus se manier. Mense verwag dat jy terugbeklei, maar jy kies vrede. Vra jouself vandag, waar in jou lewe is daar 'n plek waar jy altyd voel, jy moet terugslaan of terugpraat? Hoe sou dit lyk as jy Jesus se pad van die ander wang kies? Kom ons bid saam. Here, U wys ons dat ware moed nie in terugslaan lê nie, maar in liefde wat sterker is as wraak. Help my om nie vasgevang te bly in die spel van haat en vernedering nie, maar om my identiteit te vind in U vrede. Amen.